parlementêre afsettingskomitee gaan teen die hofuitspraak appeleer wat beslis het dat hy tydelik sy werksaamhede moet staak. Verskeie paaie in die Oos-Kaap is weens sneeu gesluit. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die parlementêre afsettingskomitee sê hy gaan appel aanteken teen die Wes-Kaapse Hooggeregshof se uitspraak oor sy bedrywighede. President Cyril Ramaphosa se versoek is toegestaan dat die openbare werking van die komitee tydelik opgeskort word. Die uitstel van al sy werksaamhede, behalwe voorbereiding vir sy sittings, is van krag tot die uitslag van Ramaphosa se hersieningsaansoek oor die staat van beskuldigingsverslag. Die ATM, EFF, MK-party en UAT het reeds die konstitusionele hof oor die saak genader. Ons vra om verskoning vir die klankprobleem op daardie pakkie. Ons gaan kyk of ons later na hom toe kan terugkom, maar ons gaan so lank voort. Die Madlanka-kommissie het voortgegaan om die gewese hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, te peper met vrae oor IDEC se optrede in sake wat buite sy mandaat geval het. Die besluit om die geskorste nasionale polisiekommissaris van die Masemola aan te kla in verband met die Medicare-kontrak en sy beweerde bande met Vusimusi Cat Matlala het onder die loep gekom. Johnson het haar getuienis na 5 dae afgesluit. Die Madlanka-kommissie sê dit lyk asof die inhegtenisneming van die nasionale polisiekommissaris bedoel was om sy naam in oneer te bring en om uit sy ampt te verwyder. 'n soortgelyke patroon is blykbaar gevolg in die inhegtenisneming van die hoof van misdaadintelligensie, Tumisani Khumalo, terwyl IDEC geen regsgronde vir die optrede gehad het nie. Real intention was never to get a successful prosecution of corruption or a successful prosecution that comes under PRECA. That was never the real intention. In my view, the intention was, as I say, get him arrested with the spectacle that comes with it, get him charged with the consequence that naturally will follow, which is the minister and hopefully even he, National Commissioner, would say it's untenable for me to remain in this position while I'm undergoing a criminal trial. Johnson het toegegee dat Masemola nie saam met die ander beskuldigdes in die Medicare 24 saak aangekla moes geword het nie. I accept that this matter, he should be separated, but at no stage, Chair, was there an intention to embarrass. I can understand the optics thereof, but at no stage in the charging of Commissioner Masemola was there an intention that he be embarrassed. Die kommissie het dit aan Johnson gestel dat die saak teen Masemola bespiegelings oor IDEC ondersteun, dat hy senior polisiebeamptes geteken het, insluitend Tumisani Khumalo en die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi. At no stage did any of these cases start on the basis of wanting to target any individual, even those that I mentioned. We dealt with the investigations. In the course of these 2 days of engagements, and in the manner in which we have engaged, we would have to accept that we could have done things differently and or could have done things better. But that does not in itself make it a witch hunt. Intussen die kommissie die getuienis van die Noordwes sakeman Suleiman Karim tot 14 Augustus onder streng voorwaardes uitgestel. Die kommissievoorsitter het beslis dat Karim slegs op die dag verskoon sal word as hy 'n onafhanklike mediese ondersoek ondergaan wat bevestig dat hy medies ongeskik is om te getuig. Karim wat by die korrupte Medicare 24 tender betrek word, het reeds verskeie kere gesondheidsredes aangevoer, insluitend 'n hartaanval om nie te verskyn nie. Die polisie het winkeleienaars wat vervalste goedere verkoop gewaarsku dat hulle vervolg sal word indien hulle gevang word. Die SAPD se nasionale eenheid teen vervalste en onwettige goedere, amptenare van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en private veiligheidsbeamptes het 'n klopjag in die Johannesburgse middestad uitgevoer. 5 persone, vermoedelik buitelandse burgers, is ook in hegtenis geneem. Die Departement van Binnelandse Sake verifieer tans hul dokumente.
Die nasionale reguleerder vir verpligte spesifikasies sê sy doelwit is om te verseker dat wetgewing oor onwettige handel nagekom word. To eradicate non-compliance, to identify products that we regulate that are not manufactured according to the technical requirements. Klante wat sover as Noordwes gereis het, was teleurgesteld dat hulle met leë hande moes terugkeer. You know, when we came here, we lose our transport from where we stay. So situation like this, it's nothing we can get. So we are just go back without buying anything. Where are we going to get those things now? Because those things are very good. You can't get it anywhere. We are not even in the camera. So if we come here, at least we get those things. Onwettige handel kos die ekonomie 'n beraamde R100 miljard jaarliks. Japan se suidwestelike streek Kyushu het meer as 100 naskokke beleef sedert gister se kragtige aardbewing waarin minstens 13 mense gesterf het. Duisende huishoudings is sonder krag en water na die skudding van 7,1. Tientalle paaie in die streek is vernietig of beskadig. 8 mense is van onder die puin van 'n winkelsentrum naby die stad Kumamoto gered. Nog 2 word egter vermis. 3 van die 8 mense wat gered is later dood. Tientalle mense word in hospitale behandel, waarvan 8 ernstig beseer is. Owerhede ondersoek die moontlikheid van 'n gasontploffing in die winkelsentrum. Verskeie woonhuise is ook beskadig en belangrike voetganger- en fietsrypaadjies is ontoeganklik. Strategieë om die lesse wat geleer is uit die HIV-epidemie toe te pas op die bekamping van die Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika was in die kollig by die 26ste internasionale vigskonferensie in Rio de Janeiro in Brasilië. Volgens afgevaardigdes sal die bepaling van ooreenkomste tussen die 2 virussiektes en hoe hulle versprei baie help om die wêreld se gereedheid en bestuur van epidemies te verbeter. Terwyl Uganda gister Ebola-vry verklaar is nadat verskeie gevalle in Junie aangemeld is, versprei die siekte steeds soos 'n veldbrand in die DRK. Gesondheidskenners sê die 2 virusse het baie ooreenkomste ten opsigte van die verwoestende invloed wat hulle op openbare gesondheidstelsels het. The HIV response has shown us the methods we can use to be successful to combat a pandemic or an epidemic, and how our communities can enable delivery of services that reduce the infection rates that are causing the outbreaks. When it comes to Ebola, many of the learnings from HIV can enable us to respond effectively to these new outbreaks that we are seeing much more frequently. Vinnige gekoördineerde optrede om die verspreiding van uitbrekings te beheer is noodsaaklik vir die voorkoming en bekamping van epidemies in Afrika. African countries are experiencing more and more outbreaks of these emerging infectious diseases. We need to be better prepared with countermeasures, vaccines, drugs in countries that are able to respond much faster to prevent these outbreaks from getting large and out of control. Gesondheidskenners sê baie lesse kan geleer word uit die 2 siektes om globale gesondheidskrise in die toekoms beter te hanteer. Hulle sê volhoubare beleggings in navorsing, die ontwikkeling van entstowwe en sterker gesondheidstelsels is noodsaaklik om te verseker dat die impak van toekomstige epidemies nie so verwoestend sal wees as wat die geval met HIV was nie. Ons is net hierna terug met nog nuus in Afrikaans, bly gerus ingeskakel. Swaar sneeuneerslae by die Drakensberge het veroorsaak dat die kook skerp in sommige gebiede in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal daal. Kleinskaalse boere in Matatiele word erg deur die sneeu geraak. Verskeie weerwaarskuwings geld sedert gister langs die KwaZulu-Natalse kuslyn as ook in sentrale en suidelike gebiede. Die departement van vervoer in die Oos-Kaap sê verkeersontwrigtings is op bergpasse soos die Baaklipas op die R58 aangemeld. 7 voertuie, insluitend 'n verkeersvoertuig, was in die sneeu vasgevang.
Die OR Tambo distriksmunisipaliteit in die Oos-Kaap het intussen sy rampbestuurspanne na gebiede ontplooi waar swaar reënneerslae voorkom. We have received a report about one household that has been relocated to relatives and local government at the space, but also we have prepared 2 centers at which we are going to house our people, all the amenities that will be required for keeping them there are already in place. We are observing and monitoring the situation closely. Lusikisiki en Mtata is van die dorpe in die Alfred, Nzo en OR Tambo distriksmunisipaliteite wat kragonderbrekings ondervind het weens die gure weer. Eskom sê kragtoevoer sal herstel word sodra die stormsterk wind bedaar. In KwaZulu-Natal meen owerhede die N3 by die Van Reenenspas kan moontlik gesluit word sou die gure weerstoestande voortduur. Die lang ry vragmotors by die Beitbrug grenspos naby Musina in Limpopo beweeg nou vinniger na samesprekings tussen owerhede van Suid-Afrika en Zimbabwe. Die opeenhoping is nou 8 km lank, wat heelwat korter is as die 20 km van die afgelope naweek. Die opeenhoping is veroorsaak deur klaringsvertragings aan die Zimbabwese kant van die grenspos. Vragmotorbestuurders is bekommerd oor hul veiligheid en sê misdadigers val hulle aan as die polisie nie naby is nie. Van die vragmotors vervoer duur toerusting wat vir mynbou en by nywerhede gebruik word. Die grensbestuursowerheid sê daar is verskeie padblokkades op die N1 as ook meer polisieering. Die komende naweek is stemgeregtigdes se laaste kans om te registreer vir die plaaslike verkiesing op 4 November. Volgens die OVK se hoofkiesbeampte, Saima Mabolo, het 815.000 mense tydens die eerste registrasienaweek in Junie geregistreer. Van die registrasies was 74% deur die aanlyn diens wat beskikbaar bly totdat die verkiesingsdatum geproklameer word. The highest levels of online registration activity were recorded in Gauteng, KwaZulu-Natal, and the Western Cape. Women remain the leading users of the online registration platform, accounting for 61% of all online registration activity. Die OVK het ook sy aanlyn kandidaatsbenoemingsstelsel bekendgestel. Met die stelsel kan politieke partye en onafhanklike kandidate hulle kandidaatslyste bestuur, dokumente indien en betalings doen. Verjaar se verkiesing het selfs meer partye, van 508 in 2024 tot 620 vanjaar. Kiesgeregtigdes kan Saterdag en Sondag van 8:00 voormiddag tot 5:00 namiddag by 24.000 stemlokale landwyd registreer. 28 miljoen Suid-Afrikaners is reeds op die kieserslys. Soos ons pas gehoor het, is die naweek die laaste kans vir Suid-Afrikaners om by stemlokale te registreer en hulle besonderhede na te gaan vir die plaaslike regeringsverkiesing. Landsburgers kan daarna egter steeds die verkiesingskommissie se webwerf as ook munisipale kantore hiervoor besoek. Registrasies kan plaasvind totdat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake die verkiesingsdatum amptelik proklameer. Vir meer hieroor gesels ons nou met die OVK se Wes-Kaapse kiesbeampte Michael Hendrikse. Goeienaand Michael en dankie dat jy tyd beskikbaar gemaak het om met ons hieroor te gesels. Kom ons begin by 'n verduideliking, 'n basiese verduideliking van hoekom die verkiesingsdatum geproklameer moet word en hoekom kan registrasies nie daarna plaasvind nie? Dankie Liesel, goeienaand aan kykers en die luisteraars. In terme van die wet, dit is 'n wetlike vereiste dat die verkiesing in 'n
in die gazet geproklameer moet word. Voor dit is daar net 'n gepraat oor 'n verkiesing. So die wet vereis dat daar 'n proklamasie is en dit is dan 'n wetlike benodigheid. En nadat dit gebeur, moet ons dan die kiesersrol sluit, want ons as OVK moet dan beplan vir die verkiesing. As ons daardie rol oophou, gaan ons nooit weet hoeveel kiesers daar gaan wees in die land nie. Ons gaan nie weet byvoorbeeld hoeveel stembriewe moet daar gedruk wees. Ons gaan nie weet hoeveel van ons ander equipment ons moet kry. So dit is belangrik dat daar op 'n tyd nou moet sê, hier is nou die kiesersrol. Ook dit is belangrik dat persone wat wil dan objekteer teen 'n kiezer wat nou op 'n kiesersrol is of by 'n spesifieke munisipale kiesersrol is, dan ook die geleentheid kry so ons om basies kan skoonmaak en dan net seker maak dat die mense wat stem op die 4 November almal geregtig is om dan so te stem. Wanneer kan ons verwag dat die minister die verkiesingsdatum dan gaan proklameer? Kyk, as 'n mens net kyk en wat gebeur het in die verlede in die verlede word die proklamasie gewoonlik so 'n week of wat na die finale registrasie naweek. So ons verwag dit gaan in die volgende week of 2 gebeur dat die minister dan natuurlik is dit is in sy reg om te besluit wanneer om dit te doen, maar ons verwag dit binne die volgende week of 2. So ons vra asseblief vir kiesers, nou is jou kans, gebruik hierdie kans en moenie wag vir te laat nie, dan gaan jy dan spyt wees. Party mense is bietjie krapperig oor die feit dat hulle adresbesonderhede moet gee en opdateer en al die tipe van dinge. Hulle sê jou adres is private inligting. Hoe word dit hanteer? Natuurlik is dit private inligting, maar die wet benodig dit van elke kiezer. Jy moet onthou, ons praat hier van wijkraadslede. So in ander woorde, ons moet kan bepaal of die persoon wat 'n aansoek doen om te stem in 'n spesifieke wijk daar bly. As jy nie jou adres gee nie, dan kan ons nie bevestig dat jy wel geregtig is om vir daardie spesifieke wijk te kan stem nie. Want op die einde van die dag is dit so dat die persone van 'n wijk die reg moet hê om hulle wijkskandidate te kies en niemand anders. Wat gebeur wanneer 'n kiezer dan nou op stemdag by 'n stemlokaal opdaag en sy naam is nie op die kiesersrol nie? Wat dan? Dit is nou net ongelukkig so, as jou naam nie op die kieserslys is daar niks wat ons kan doen nie. Die wet is baie duidelik daaroor, is net persone wat op die kieserslys is, wat kan stem. So ongelukkig, al het almal die reg om te stem, die uitoefening van jou reg word bepaal deur die feit dat jy op die kiesersrol moet wees. 'n Ander saak waaroor mense baie vrae het, kan kiesers by die verkiesingskommissie of iemand aandui dat hy nie by sy geregistreerde stemlokaal gaan wees nie en dan op 'n ander plek registreer en gaan stem? Is dit moontlik? Nee, kyk, die wet is weer eens, dit sê jy moet registreer waar jy gewoonlik bly en jy moet 'n besluit maak. Dit is so dat omdat dit 'n plaaslike regeringsverkiesing is daar oor die 4.500 unieke stembriewe, want elke wijk het sy eie stembrief, want die name van die kandidaate verander. So jy gaan nou natuurlik nie 'n stembrief van wijk 1 van sy Stellenbosch in George kry nie, want dit is net onmoontlik om die stembriewe oor die hele land te stuur en dan te seker maak dat daardie stembriewe almal terugkom by die tyd wat ons moet stemme stel, die aand van die verkiesing. So in terme van plaaslike regering, wat nou verskil van jou nasionale verkiesings waar, jy weet, met 2 jaar gelede kon nie enige plek in die land dan stem, want dit is 'n nasionale stembrief wat dieselfde is vir die hele land. Met plaaslike regering moet die stem in die distrik waar u geregistreer is. Michael Hendrikse, Wes-Kaapse kiesbeampte, baie dankie vir jou tyd en dat jy ook vir ons meer klarigheid gegee het oor 'n paar kwessies waaroor ons kykers wonder. En nou vir die markaanwysers, soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE.
En dis dan al vir vanaand. Ons moet groet. Baie dankie vir die saamkyk. Ons is môre aand weer terug. Totsiens.